Ons gaan saam lees die eerste brief van Korintiërs, die 11de hoofstuk daar, die gedeelte vanaf vers 17. En soos wat ek vir u ook genoem het, Paulus skryf hier vir die gemeente juis om sekere dinge rondom die nagmaal aan te spreek in die opskrif in die lig daarvan ongereeldhede by die liefdemaal en hoe die heilige nagmaal gevier moet word. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17, daardie gedeelte, en let gerus op verse 23 tot 25, dit is ons teksverse dan ook vir vanoggend. Voordat ons dit saam lees, gaan ek vra dat ons egter eers sal stil word, dat die broers vir ons sal opstaan en dan nader ons hemelse Vader in gebed. Grote God en ewige God, ons God en Here. Here, ons loof en ons prys U heilige naam. Want U alleen is God. U alleen is lofwaardig, aan U alleen kom die eer toe. Ja, Here, en ons eer U in vrees en aanbidding. Want U is ook regter. U is ook koning. En ons weet U kom weer. Here, ons sê ook vanoggend vir U dankie. Dankie vir U liefde. Dankie vir al die genade wat ons so baie ontvang. Onverdiend ontvang soos die reën wat ook in die week geval het. Ons besef nie eers al die dinge wat ons vanuit U hand uit kry nie. Soos byvoorbeeld die genade om hier rondom U woord te kan wees, terwyl so baie deur die wêreld dit nie kan doen nie. Die genade om as U kinders hier by mekaar te wees, vir die nagmaal hier te wees, soos wat ons ook nou is. En waar ons nou U woord nader, o Here, in afwagting van die sakrament, vra ons U om ons so te lei dat ons daarna sal luister. Dat ons sal hoor wat U vir ons sê. Maar dat ons ook al nader en nader daardeur sal groei aan U. Here, ons bid vir elkeen in die gemeente wat nie hier kan wees vanoggend nie en graag sou wou. Ons bid vir elkeen wat ongesteld is. Ons dink aan Tannie Rina en haar familie. Ons dink aan Tannie Linda, meneer Jan. Ons het vanoggend ook gehoor aan Jankies. Ons dink aan Jopie en oom Mike. Ons dink aan oom Henny en Frikkie en oom Skalk. Ons bid ook vanoggend vir Pieter. Here, lei ons deur die komende week in U waarheid. Vergewe ons waar ons soms afdwaal. En dan bid ons en vra ons ook dat U hulle sal seën wat hierdie week verjaar. En dat dit vir ons almal weer eens 'n getuienis sal wees dat elke oomblik wat ons ontvang, elke dag wat ons het, is ook genade vanuit U hand. Maar nie een van hierdie dinge wat ons vra, o Here, kan ons verdien nie. Dit weet ons, dit bely ons deur die genade. En daarom vra ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek gaan vir ons voor 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goeie nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skeuringe onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.
As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Ons lees in daai verse tot en met so vers 26 toe. As die Here dit ingestel het, sê hy, doen dit tot my gedagtenis. En dan vers 26, as 'n getuienis, as 'n verkondiging, totdat hy weer kom. Nou, liewe gemeente, daar sekere dinge in die lewe wat 'n mens eenvoudig nie kan vermy nie. En jou omstandighede is een so 'n ding. Jy is daarin of jy nou wil of nie. Jou omstandighede mag verskil van dag tot dag, maar omstandighede is iets wat almal van ons ervaar. Waar ons ook al is ons in die middel van omstandighede. En die probleem wat dit veroorsaak is dat dit in baie opsigte bepaal die wyse waarop ons na die lewe kyk. In effek kyk ons vas in ons omstandighede en mis ons dan baie maklik al die ander dinge wat rondom ons aangaan. As voorbeeld gaan ek iets vanoggend gebruik, omstandighede wat ons almal baie erg ervaar het. 'n Paar jaar terug was ons almal in afsondering. COVID het die wêreld getref en skielik het almal se omstandighede verander. Omstandighede wat gemaak het dat ons min ander dinge raak gesien het. Nou in daardie tyd het ek op 'n stadium by 2 lidmate 'n besoek afgelê toe ons weer kon besoeke doen. En een van hulle het 'n opmerking gemaak wat by my gebly het. Die tannie het gesê sy het nog nooit in haar lewe so alleen gevoel nie as gevolg van haar omstandighede.
Die omstandighede van op daardie stadium se afgelope 18 maande het veroorsaak dat sy nie haar familie en haar vriende kon sien nie, soos wat met meeste van ons maar die geval was. En daarom was sy ook nie die enigste ene wat so gevoel het nie. In baie gesprekke het ek gehoor, mense sê hulle voel alleen. Baie dinge, baie omstandighede het daartoe aanleiding gegee. Die tye van inperking wat ons nie oor en weer kon kuier nie, die vrees om siek te word of om iemand anders siek te maak, isolasie, wanneer dit van toepassing was, en dan natuurlik ook die wetgewing wat ons gedwing het. En al hierdie dinge het veroorsaak dat ons anders na die lewe gekyk het. Anders oor die lewe gevoel het. Vir baie mense het hierdie tyd, hierdie afsondering gemaak, dat hulle voel asof hulle alleen op 'n eiland gesit het. En wat ons daar gehou het is 'n oseaan van bedreiging, van siek word, 'n see van onsekerheid en golwe van reëls en regulasies wat net nie opgehou het nie. En soos wat dit aangehou het dit gevoel asof daardie eilandjies al hoe kleiner geword het. Omstandighede wat die wyse bepaal van hoe jy die lewe sien. Omstandighede wat maak dat jy baie ander dinge miskyk of vergeet. Nou broers en susters, COVID is nie die enigste omstandighede of omstandigheid wat dit veroorsaak nie. Nou die realiteit is, 'n kind van God se lewe behoort nie aan homself nie. Behoort nie aan 'n ander mens nie. Ons lewens behoort aan hom wat ons geskaap het. Aan hom wat die dag van ons geboorte bepaal het, wat ons gered het en ons lewe lank gedra het. Aan hom wat vir ons 'n ewige woning voorberei wat op ons wag. En daarom as 'n kind van God kan ons nie dat omstandighede die wyse bepaal waarop ons na die lewe kyk nie. Ons kan nie toelaat dat die dinge van die tydelike ons fokus van die ewige af wegneem nie. Want as kinders van God is daar tog 'n unieke, besondere manier waarop ons die lewe sien, waarop ons gebeure ervaar, waarop ons oor die toekoms dink. En die rede daarvoor is die nuwe werklikheid wat God vir ons in Christus 'n werklikheid gemaak het. Die rede daarvoor is die boodskap waarvan die nagmaal getuig. Die dag toe Christus die nagmaal as sakrament ingestel het, het hy vir ons daardeur die versekering gegee van 'n lewe wat nooit geïsoleerd sal wees nie. Al maak ons omstandighede soms dat ons so voel. Dit het vir ons die versekering gegee van 'n lewe wat nooit van hom afgesonderd sal wees nie. Al maak die sonde soms dat ons so voel. Anders gestel, ons moet na die lewe kyk deur die bril van die nagmaal. Ons lees oor die instelling van die nagmaal verskeie plekke in die Bybel, Matteus 26, Markus 14, Lukas 22, 1 Korintiërs 10 en dan ook ons teksgedeelte spesifiek hierdie paar teksverse. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis.
Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Tot my gedagtenis. Nou, soos wat ek ook vir julle gesê het, die boodskap van hierdie gedeeltes word vir ons pragtig saamgevat in die Heidelbergse Katekismus. Sondag 28, vraag en antwoord 75, stel eers die vraag, hoe word jy in die nagmaal daarop gewys en daarvan verseker, dat jy gemeenskap het aan die enige offerande van Christus wat aan die kruis volbring is, en aan al sy goed? En die antwoord daarop word vir ons in 2 dele gegee. So dat Christus my en alle gelowiges beveel het om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. En daarby ook beloof het, eerstens, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Dis die eerste ding. Die tweede ding, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en sy vergote bloed so seker vir die ewige lewe voed en laaf, as wat ek die brood en die beker van die Here as gewisse waartekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Dit is nou 'n lang antwoord. Maar as ons dit afbreek, is dit nie 'n moeilike antwoord nie. Wat hierdie antwoord ons leer oor die betekenis van die nagmaal, beskryf vir ons die wyse waarop ons na die lewe moet kyk op grond van die werklikheid in Christus Jesus. Dit plaas sake in perspektief, juis te midde van omstandighede wat dreig en gebeure wat maak dat ons maklik fokus verloor. En dit doen dit deur eerstens vir ons te sê, deur die nagmaal moet ons terugkyk en deur die nagmaal moet ons vorentoe kyk. Ons moet terugkyk en ons moet vorentoe kyk. Waarna kyk ons terug? Toe Christus die nagmaal ingestel het, broers en susters, was dit nie aan 'n nagmaaltafel soos wat ons dit vanoggend het nie. Daardie stadium was dit nog die Pasga gewees wat hulle gevier het. En die Pasga was vir Israel 'n fees ter herdenking van vryheid. Met hierdie fees het God die volk elke jaar herinner aan hulle redding vanuit die slawerny van Egipte. Dit is ingestel, ons onthou, toe die 10de plaag oor Egipte voltrek was. Die Israeliete moes 'n lammetjie slag en die bloed aan die kusyne van hulle deure smeer. En deur die bloed van die lam is die volk die dood gespaar. En het die doodsengel daardie verskriklike nag nie by hulle huise ingegaan nie. So as dit nie vir die bloed van die lam was nie, dan het hulle dieselfde oordeel as die Egiptenare ervaar. So Israel moes leer, moes besef, hulle is nie op hulle verlossing geregtig nie. Dit is nie iets wat hulle toegekom het of iets waarop hulle kon aanspraak maak nie. Vanuit genade, op grond van die bloed wat in hulle plek gevloei het, was die redding aan hulle geskenk. Want ten diepste, dit moet ons besef, en dis wat God wil hê, hulle moet ook besef, was hulle net so skuldig soos die Egiptenaars. En was die redding wat hulle ontvang het op grond van God se wil en op grond van sy beskikking alleen. So die Pasga was ingestel sodat die volk sal onthou, redding, lewe, berus op genade alleen.
Dus waarom het Christus dan op die Pasga die fees verander na die nagmaal, die sakrament wat hy daar ingestel het? Hy sê daar vir sy disippels en vir ons, alle ander gelowiges, julle moenie meer terugdink aan die Pasga-lam van Egipte nie. Voortaan moet julle dink aan die lam van Golgotha. Die Pasga-nag het God die bloed van die lam gebruik om redding te bring vanuit die slawerny van Egipte. Maar op Golgotha het God die bloed van sy seun gebruik om redding te bring vanuit die slawerny van die sonde. So met elke nagmaal, broers en susters, word ons herinner, ons moet terugdink, ons moet terugkyk na daardie dag waarin die Here die pad na Golgotha gestap het. Bukkend onder die houig, die gespot van die mense. Ons moet terugdink daar waar hy gestap het tot by die kruis. Ons moet terugdink aan die dood wat vir ons bedoel was. As lam het hy sy liggaam en sy bloed vir ons gegee, sodat ons die dood gespaar sal word. Dis hierdie gebeurtenis, hierdie redding op grond van genade deur die bloed van die volmaakte offerlam, waarna ons terugkyk deur die bril, die lens van die nagmaal. Maar nou weet ons ook, deur die verlossing uit Egipte was 'n nuwe toekoms vir die volk van God oopgemaak. Weggeruk uit die dood, was dit vir Israel weer moontlik om die pad van die lewe in die voetspore van God te stap. En net so, terwyl ons in groot dankbaarheid en verwondering terugkyk na die versoening in Christus, sê die Heidelbergse Katekismus, ons moet ook vorentoe kyk. Ons kyk vorentoe met verlange na die lewe wat daar in Christus vir ons wag. En ons moet besef, dis 'n lewe wat reeds hier op aarde begin het. Soos wat die dag aangebreek het, waarop die lam aan die kruis vir ons sondes geslag is, die dag van die Here. So sal die dag ook aanbreek wat hy as koning oor alle dinge sal terugkeer. Vir Israel het die belofte van die beloofde land gewag waarna hulle uitgesien het. Vir ons is die belofte een van 'n ewige toekoms waarin ons vashou en waarop ons hoop. Hy, ons verlosser wat ons uit die slawehuis van die sonde uitgelei het, hy kom weer. Hy kom terug na die aarde om ons vir altyd uit hierdie ellende te lig en ons by hom te neem. En daarom kan ons ook nie anders as ons terugkyk met die nagmaal, om ook vorentoe te kyk deur die sakrament en wat dit vir ons beteken nie. Want dis aan hierdie toekoms, hierdie ewige lewe saam met ons Here in die huis wat hy vir ons berei, waarop ons hoop en waarna ons vorentoe kyk, deur die bril van die nagmaal as 'n verwagtingsmaaltyd, Deur ons te dwing om terug te kyk na wat gebeur het. En om vorentoe te kyk na wat God vir ons berei het. Verseker die nagmaal dat ons ook sal opkyk. Die kruis is leeg as ons terugkyk. Want ons Here hang nie meer daar nie. Die graf is leeg, want ons Here lê nie meer daarin nie.
Hy het opgestaan en opgevaar na die hemel en daarom is ons nooit meer alleen nie. En so seker as wat ons hierdie tekens gebruik, so seker is ons dat God met ons is, waar ons ook al mag gaan. Het sy dit is huis toe, of werk toe, of skool toe, selfs dokter of hospitaal toe. Die nagmaal laat ons 'n bietjie stil staan. Ja, en terugkyk en vorentoe kyk, maar ook om op te kyk na die hemel en die wete, ons redder is met ons deur sy Gees. En dis aan hierdie werklikheid, hierdie heerlike realiteit, God met ons al die dae van ons lewe, ongeag ons omstandighede, ongeag wat ons voel en ervaar, waaraan ons vashou, elke keer wat ons opkyk, deur die bril van die nagmaal, as 'n waarborg en 'n vreugdefees. Sou ons net vaskyk in ons omstandighede, gaan daar so baie om te noem. Buiten dit wat in ons eie lewens aangaan, die wetteloosheid, korrupsie, al die ander dinge wat ook gebeur, dan kan dit baie vinnig vir 'n mens begin voel asof jy op 'n eiland vasgekeer is, sonder hoop, sonder 'n toekoms. Maar dit is nie 'n kind van God se werklikheid nie. Die Heidelbergse Katekismes leer ons op grond van die betekenis van die nagmaal juis dit. Dit leer ons dat Christus vir ons hierdie sakrament ingestel het sodat ons sal terugkyk. Terugkyk na die redding wat ons ontvang het op grond van genade alleen deur sy bloed, die bloed van die offerlam. Dit leer ons om vorentoe te kyk na 'n ewige lewe. 'n Lewe saam met ons Here in die huis wat hy vir ons berei. En dit leer ons om op te kyk. Op te kyk na ons koning, God met ons al die dae van ons lewe, ongeag ons omstandighede. Christus leer ons om na die lewe te kyk deur die lens van die nagmaal en te onthou wat dit vir ons beteken. So kyk terug, kyk vorentoe, kyk op na ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grote God, ons verlosser, ons redder, ons koning en ons regter. Ons loof en ons prys die heilige naam, o Here. Want vanoggend kyk ons saam terug na waar U as die volmaakte offerlam aan die kruis in ons plek gesterf het. En U ons van die slawerny van die sonde bevry het. Ons kyk vorentoe na die wonderlike toekoms wat U vir elkeen van die kinders berei het. Ja, Here, ons kyk op, want die kruis is leeg, die graf is leeg. U het opgestaan, opgevaar, en U is met ons elke dag van ons lewens. Ons vra vanoggend, waar ons ook nou die tekens gaan gebruik, wat hiervan getuig, dat dit die bril sal wees waarmee ons na die lewe kyk. Nie net vandag nie, maar elke dag. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.